So vir my, Tamara, ek dink konflik gebeur, ek dink Sydney het dit ook vroeër gesê. Dit gebeur as iemand nie die geheelbeeld het nie. So daar's nie transparency nie. Ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir dit. Deursigtigheid. So daar's nie transparency nie. Jy het nie die hele prentjie nie. So jy's subjektief as jy na iets kyk. So 'n familieforum, 'n familiekonstitusie maak dit objektief, nommer 1. En ek dink nommer 2, aannames word gewoonlik gemaak en dit lei ook na konflik. En jy weet, ons het gepraat van, ons praat nou met Boetie hierso, maar eintlik praat ons met die direkteur van die maatskappy. Of ons praat met 'n trustee. So ek dink daai twee goed, dis belangrik om dit vas te vat in die Family Constitution, maar dan ook as jy na die familieforum toe gaan, om daai verantwoordbaarheid te hê van 'n direkteur wat mag het om terug te kom en te sê dis hoe ons besluite geneem het en dis wat aangaan in die besigheid. En dit skep daai kultuur van oop kommunikasie. 100%. En ek dink om daarbey aan te sluit, wanneer mens deur hierdie proses van die grondwet samestelling en herhaalde hersienings en begin verstaan hoe die familieforum of die family council begin werk en hy begin regtig sy werk doen, moet julle onthou dat die hele familie, en julle bepaal wie die hele familie is, jy in jou unieke familie, welvaart en besigheid onder onderneming, bepaal hoe ver hierdie kring is. Almal is daar wanneer hierdie goed bespreek word. Almal is daar wanneer ons besluit, hoe gaan ons 'n direkteur aanstel, hoekom is hy die direkteur, hoe gaan die direkteur met die aandeelhouer kommunikeer, hoe gaan die trustee met die begunstigde kommunikeer, en ons skryf die resep. En ek wil myself hier nou in die rede val met 'n storie wat ek vermoed my kliënte het al 20 keer gehoor, maar ek gaan dit tog weer sê. My ouma was ongelooflik lui, maar sy het verskriklik lekker kos gemaak en veral gebak. So sy het nie graag skottelgoed gewas nie, dit my oupa gedoen, maar sy het vir hom so bederf met sweets en soetgoed en kos, dat hy dit met liefde gedoen het. En sy het die heerlikste Turkish delight gemaak. Amazing. En ek het haar resep van my ma afgekry. En ander ek die ding probeer het, wat ek nog nooit weer probeer het na die eerste keer nie, het ek net 'n bol gom op die ou end oorgehad, so papery. So was definitief iets wat ouma gedoen het, wat sy nie op daai resep geskryf het. En ek dink, die grondwet gee amper daai iets van hoe direkteure besluit, want ek het 'n morele kompas waarna ek dit meet. So skielik is 'n aandeelhouer baie rustiger, want ek was deel van daai morele kompas. Ek was daar toe ons besluit het wat hierdie kompas is. So skielik is die vertrouensposisie wat ek teenoor die direkteur of teenoor die trustee het, baie meer gefundeer, in 'n fundament gesement. Want alles wat hy of sy doen, die grondwet kan dit nie sê wat jy moet doen nie. Dit kan net meet dat wat jy doen belyn is met ons familie se waardes en padkaart wat ons gesamentlik gedoen het. Nou gaan ek weer 'n storie uit my eie lewe uitvertel. My ouers, ons het nogal heftige kinders, ons kan maklik beklei. So hulle manier om ons uitmekaar uit te maak is net om dat een van die wat beklei, een van hulle sien as 'n gemeenskaplike vyand, of vir daai een kwaad te wees. Want my ma sê, niemand is sulke groot maatjies soos die wat 'n gemeenskaplike vyand het nie. So partykeer moet jy ook in hierdie wêreld van besluit van 'n grondwet half klaar beklei en dan 'n gemeenskaplike vyand kry wat die besigheid bedryf en dan's almal dit eens, dit is hoe dit gaan gebeur. So wanneer die gemeenskaplike vyand is, dat jy dit wat geslagte lank aankom, wat met bloed betaal is, wat is 'n trots in my skep om hierdie van te dra van hierdie besigheid waarby ek betrokke is. Wanneer ek dit binne in my het en ek weet dat konflik en verkeerde besluitneming en ongestruktureerde besluite hierdie ding kan laat sink, dan het ons skielik almal 'n gemeenskaplike vyand. En dan trek daai familie ineen om te sê,
hoe neem ons besluite en respekteer ons mekaar? En wanneer jy ingesluit is in daai besluit, dan het jy klaar stap 1 van konflik 'n bietjie affer. Want ek was deel van dit. Die tweede ding is so presies soos Paul gesê het, en ek dink Henkie het ook aangeraak, nie alle familielede in hierdie groep is altyd betrokke by die dag-tot-dag besluitneming of operasionele bestuur of selfs in sleutelrolle soos 'n direkteur, strategiese sleutelrolle of 'n trustee nie. En dit kan beteken dat sekere lede van die familie soms uitgesluit kan voel wanneer hierdie direkteur 'n besluit geneem het wat hy of sy weet in die absolute beste belang van die maatskappy is, belyn is met die familie se grondwet en waardes wat hulle gestel is, hulle beleggingsfilosofie, hulle risikoprofiele wat hulle saamgestel het. Hulle kan uitgesluit word. 'n Grondwet gee ook die toolbox, wat noem jy dit? Gereedskapskas, daai ene, om hierdie familielede wat nie direk op die dag-tot-dag bestuur is nie, deel te maak, deursigtig deel te maak van hoekom besluite geneem is, wat dit voorbeeld is, en veral die familieforum en die hersiening van die grondwet maak daai bespreking van besluite, hoekom dit in belang is en hoe dit vir almal 'n benefit is, en dan het jy nog steeds jou kompas wat vir jou sê waar jou ware noord is, wat almal se besluitneming guide, en ek dink die inklusiwiteit van die besluitneming upfront oor hoe ons dit gaan doen, en tweedens die deursigtigheid wat die grondwet gaan gee oor hoe ons kommunikeer byvoorbeeld of verslag doen, finansiële verslag doen aan familielede wat nie noodwendig in die dag-tot-dag bestuur betrokke is nie, is wat die ultimate suksesfaktor vir generasies om te kom mooi neerskryf.